Goeiedag julle. Iets wat verskriklik vernietigend is vir mense geloof, is wanneer jou geloof stagneer. 'n Gestagneerde geloof is maklik erger as geen geloof nie, want geen geloof kan ek nog iets kry, maar 'n gestagneerde geloof is of jy net nie uit hom uitkom nie. En dit gebeur so maklik en so subtiel. En een van die duidelikste voorbeelde kry ons in die Bybel rondom die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Jesus word aangevat dat hy nie die wet gehoorsaam het nie. So hulle het die wet ernstig geneem, soos ons kan verstaan, ons neem die wet ook ernstig. En toe Jesus nie die wet gehoorsaam nie, sê hulle vir hom, jy is besig om God ongelooflik kwaad te maak. Ons het 'n slag dit gedoen en ons het ons les geleer. En ons gaan nie toelaat dat jy dit ook doen nie. Jy gehoorsaam nie die wet nie. Kom ons lees wat gebeur het. Here, as ons nou u woord open, is ons stil en afhanklik, want ons is nie teenwoordigheid van 'n lewende God. Een met wie ons kan praat, een na wie ons kan luister, en by wie ons kan sit wat ons leer, en wat ons vorm, en wil u dit nou doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees Matteus 5, van vers 17 af. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dit een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles voleindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Vers 20. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Om te sê dat 'n skrifgeleerde of 'n fariseër nie genoeg erns met die wet maak nie, dit sou reaksie ontlok. Dit was hulle area, hulle was spesialiste daarin. En hoe dit gekom het, die 10 gebooie is in die Bybel geweldig sentraal. En rondom die 10 gebooie het 'n magt om wette en gebruike ontwikkel. En dit was die kenmerk van die Jode gewees. En hulle het die 10 gebooie probeer hou, maar hulle het gesukkel. Daar was tye gewees wat hulle afgedwaal het, en wat hulle weg van God af beweeg het. Maar hulle het weer teruggekom en hulle het weer probeer, die profete het met hulle gepraat. Maar toe eenslag gebeur daar iets verskrikliks. Die volk word weggevoer. Nou ons moet die wegvoering in perspektief sien. Vir ons is dit erg as iemand iets van ons vat, iets steel, en dit is baie, baie sleg. Maar daai mense is daar net iets van hulle gevat nie, hulle is sommer gevat. Party het agtergebly, die belangrikste mense is heeltemal weggevoer, nie eens met 'n kans om iets saam te vat, iets wat hulle kosbaar is of hulle land kon herinner nie. Hulle is net so met die klere aan hulle lyf weggevat na 'n ander land toe, uiteindelik vir omtrent 70 jaar voor die eerstes teruggekom het. Die tempel wat hulle sekuriteit was, dis die plek waar hulle God ontmoet het, waar hulle hom gedien het, waar hulle weer met nuwe oë na hom gekyk het. Die tempel is vernietig, 'n paar keer. En dit was vir die mense verskriklik. En hulle het net gesê vir die profete, julle moet ons help. Wat het hier gebeur? Hoe kan die God wat vir so lank, meer as 1000 jaar, so naby ons geleef het, net skielik so weg wees? Dit is vererger deur die Babiloniërs en die Assiriërs wat hulle heeltyd herinner het, waar is julle God? As hy bestaan het, sou hy julle beskerm het teen ons. Ons gode is beter. En heeltyd moet hulle dit trotseer. En toe sê die geestelikes vir hulle, die rede waarom die wegvoering, die ballingskap plaasgevind het, is omdat julle nie die wet gehoorsaam het nie. Toe sê hulle wel, in daardie geval, asseblief, wat ons ook al kan doen, hierdie mag nooit
weer gebeur nie. Ons wil die wet indringend, nauwlettend gehoorsaam. En so het dit gekom dat die Fariseërs, dit het veral na die wegvoering begin ontwikkel, die wet gevat het en met 'n vergrootglas deur hom gegaan het en presies gekyk het hoe mense kan leef om die wet te gehoorsaam. En hulle het 'n magtom praktiese wette gemaak oor goed wat jy mag doen en nie mag doen nie. Veral die dinge wat jy nie mag doen nie. Nou ons vergeet baie keer dat die wet, ons verstaan dit as dinge wat jy nie mag doen nie, maar daar was baie dinge wat jy ook moes doen. Dit was 'n besige dag gewees. Jy het nie maar net gelê en slaap die hele dag nie. Dit was die dag gewees waarop jy baie gefokus het op jou geestelike lewe, geestelike aktiwiteite by die sinagoge, by die tempel. Dit was die dag waarop jy as familie moes saam wees, saam geëet het ook as familie. En dis 'n dag waarin mense omgegee het vir mekaar. So dit was 'n dag waarin baie moes gebeur. Maar dit was 'n dag waarop baie dinge ook nie moes gebeur nie. En hulle het met goeie bedoeling, maar met tyd, onthou dit oor 'n paar 100 jaar gebeur, het hulle die indringendste, vreemdste wette baie keer gemaak. Jy mag byvoorbeeld nie krekels uit jou klere uitgehaal het nie. Dit was werk gewees. Jy mag nie 'n ding swaarder as 'n vy dra nie. Jy mag nie skryf op die Sabbat nie. Jy mag wel uitvee. Maar as jy uitvee om te skryf, dan is jy uitvee verkeerd. Jy mag goed knoop, maar dit moet 'n knoop wees wat jy met een hand die knoop kan losmaak. Sodra die knoop 2 keer geknoop is dit verbode. Jy mag nie vuur maak op die Sabbat nie, of vure doodmaak nie. So jy moet baie mooi dink in die winter en so aan, dat jy betyds jou vuur aansteek. Vandag nog is dit so dat Jode mag nie 'n skakelaar aan of afsit van elektrisiteit nie. So as hy aan is, moet hy aanbly. As hy af is, moet hy afbly. Jy mag nie verder as 1 kilometer beweeg op 'n Sabbat nie. 1 kilometer is genoeg gewees om al jou geestelike take te laat uitvoer. En nou het Jesus hierdie wette nie so gehou nie. Want hulle loop die hele dag. Nie net sinagoge toe nie, hy en sy disippels. En terwyl hulle loop, gaan hulle deur lande en pluk hulle van die are. Jy mag op die kant van lande die are gepluk het om te eet. Hulle pluk are om te eet. Hulle berei dus kos voor wat totaal onaanvaarbaar was. Jy mag wel geëet het op die Sabbat, want jou liggaam werk. Maar jy mag nie kos voorberei op die Sabbat nie. En rondom siekes, by die Sabbat was daar oor die 500 wette gewees. Jy mag nie siekes op 'n Sabbat gesond maak nie, behalwe as hulle lewe in gevaar is. En dit was of dit die voorkeurtyd vir Jesus was om siekes gesond te maak op die Sabbat. Een man byvoorbeeld was vir 38 jaar verlam. En hulle wil vir hom sê, maar regtig, hy kon nou nog 1 dag gewag het. Jy kon hom net op die Sondag, Saterdag was die Sabbat gewees, jy kan hom op die Sondag genees het. So hulle beskuldig Jesus daarvan dat hy nie die wet ernstig neem nie en dat dit mense soos hy is wat die gemors veroorsaak geestelik waarin hulle is. En dan praat Jesus met hulle. En hy sê vir hulle, julle mis die punt heeltemal. Sien, die 10 gebooie het reg begin, deurdat mense moes snap, en hierdie is baie belangrik, dat die 10 gebooie nie daar is vir God nie. So die 10 gebooie is nie omdat jy 'n nikkerige God het wat sterk voel oor goed, en hy wil nou hierdie 10 goed gedoen hê nie. God het nie die 10 gebooie nodig nie. Elke een van daardie gebooie is ter wille van mense. Dis tot mense se voordeel dat hulle met iemand groter rekening hou. Dis 'n feit in die wetenskap, in die bestuurswetenskap, dat mense wat rekening hou met 'n mag groter as hulle self, beter presteer, beter werk doen, beter leiers is as mense wat nie rekening hou met iemand groter as hulle nie. As jy respek het vir gesag, dan vorder jy net beter. As jy jou ouers respekteer, dan is jy geneig om ook jou baas te respekteer teenoor mense wat nie hulle baas respekteer nie en nie vorder in die lewe nie. Die lewe is hard.
En iewers moet jy een dag vat, wat jy net bietjie rustig raak. En waar jy net weer teruggaan na jou wortels toe. Nie 'n dag wat jy so seer niks doen nie. 'n Dag wat jy fokus op geestelike dinge, op familie, op omgee vir ander mense. Dis die dinge wat jou battery laai. Daar's kommuniste is bekend dat hulle gesê het, ons wil niks met die Christelike verlede te doen hê en wat toe 'n 10-dag werkweek ingestel het. Wat glad nie gewerk het, die mense was net nie so effektief gewees nie. As die 10 gebooie sê, jy mag nie doodmaak nie. Dan het dit te maak met respek vir lewe, respek vir mense. Of dat jy nie iemand so goed mag steel nie, of dat jy nie sy goed mag begeer nie. Geniet wat jy het. Elkeen van daardie gebooie is tot mense se voordeel. En dan verras, dalk skok, so ons kon sê Jesus hulle, as hy sê, julle is verkeerd. Dis nie uit min respek vir die wet dat ek dit doen nie. Dis juis uit respek vir die wet. Ek het nie gekom om die wet of die profete. Die profete was die mense wat die wet vir hulle geïnterpreteer het, hulle gehelp het om hierdie praktiese reëls daar te stel. Om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het gekom sodat dit sy volle betekenis moet laat kry. Jesus sê, daar's nie een ding in die wet wat 'n probleem is nie, inteendeel, die mees onbenullige letter of letterstreepie, ons sou in ons taal kon sê, elke komma of punt bly net so. Eendag as alles verby is, as die volëinding plaasgevind het, gaan jy weet, al daai goed was belangrik geweest. Ek wil niks in die wet verander nie, inteendeel. Sien, Jesus het mense kom verleer, dat die wet iets is wat groei uit mense se verhouding met God. En wat met die fariseërs gebeur het, is dat hulle met tyd die mense ook so geleer het, dat daar maniere was, die wet was nou streng en hy was hard geweest, en ons is net mense, maar daar's maniere geweest om oor die wet te kom, om dit te kan hanteer. En daarom spreek Jesus die dinge aan wat hulle gedoen het. Hy sê, julle sê dat julle die wet so verskriklik gehoorsaam en so getrou is in alles wat die wet sê. Maar ek sê, in die gedeelte wat nou verder kom, ons lees dit nie nou nie, ons gaan net daarna verwys. In die gedeelte wat nou verder kom, sien ons hoe Jesus die wet interpreteer. En hoe hy die wet baie verder vat as hulle. Want sien, die Bybel sê, jy mag nie moord pleeg nie. En hulle het gesê, dat jy mag nie moord pleeg nie, en as jy moord pleeg, is jy strafbaar voor die regbank, so dan gaan jy verhoor word, deur die wet gaan met jou verder gaan. Jesus sê vir hulle, nee, afgesien van moord pleeg, as jy net vir iemand kwaad is, dan moet jy al hof toegevat word. Of as jy vir iemand sê dat hy 'n gek is, dan moet jy deur die Joodse raad verhoor word, dis die hoogste hof. As jy iemand sê, iemand is 'n idioot, moet jy reguit hel toe gaan. So Jesus vat die gebod heeltemal na 'n ander dimensie toe. En hy neem so 6 goed. Hy neem byvoorbeeld egbreek. Hy sê dat julle sê mens moet nie egbreek nie, moet jou vrou verneek nie. Wel ek sê vir jou, lank voor jy aan 'n ander vrou geraak het jou gedagtes klaar egbreek gepleeg. Het jy klaar gedink met begeerte gedink aan iemand, daar was die fout geweest. Dit is onaanvaarbaar vir God. Jy het die wet reeds oortree. As jy byvoorbeeld wil het ruimte gelaat, egskeiding was nie aanvaarbaar geweest nie, maar as jy wou skei, was daar moontlikhede geweest. Jy kon, en interessant hoe maklik hulle kon skei, vrouens het geen regte gehad nie, so 'n vrou kon nooit van haar man skei nie, dis die mans wat kon skei. Oor die eenvoudige ding, soos jy is net nie tevrede met die kos wat sy gemaak het nie, dan gaan jy net na die geestelikes toe, en jy kry 'n brief waarop jy net sê, ek skei haar, en dan is jy klaar met haar. Daar's geen hofsaake of enige huwelikskontrakte wat sy op kon terugval nie. Sy was op die straat gewees. Nou sê Jesus vir hulle, hierdie briewe wat julle so kry is absoluut niks werd nie. As jy van iemand skei, dan sit jy aan 'n moeilike posisie, want as sy weer trou, dan sy die verhouding gebreek, dan sy egbreek gepleeg. Behalwe oor oorspel, mag jy nie 'n vrou skei nie. God se standaarde is hoër, sê hy. Oor 'n eet is daar gesê, jy mag nie 'n eet aflê nie, maar as dit moet, en jy so die eet in die naam van die Here aflê, dan moet jy hom hou. Jy sal hom dalk nog breek as jy dit nie doen nie.
Hy sê nie niks van dit nie. Jou woord is jou eer. Jy hoef nie eens 'n eed af te lê nie. As jy 'n ding sê, dan is dit die waarheid. As jy ja sê, is dit ja, jou nee is nee. Julle het gehoor dat mens mag wraak neem as jy benadeel is. Jesus sê, jy neem nie wraak nie. As iemand jou op die een wang slaan, dan draai ook die ander wang. Dit is nie belangrik dat jy hom hoef terug te kry nie. 'n Vyand, het hy gesê, julle moet julle naaste lief hê, dit is so, maar vyande mag jy haat. Hy sê, jy moet jou vyand lief hê. Want wat het jy nou gedoen as jy jou vyand haat? Dit doen almal. Almal wat heidene is, doen dit ook. As jy God wil volg, dan moet jy jou vyand lief hê. En daarom is Jesus se alternatief is baie radikaler. En wanneer ons ook al na Jesus se alternatief luister, besef ons heeltyd, maar ons is in die moeilikheid. Daar's nie 'n manier hoe ek hierdie wet kan gehoorsaam nie. Sien, hulle het in die proses om na hulle denke die wet te gehoorsaam, al hoe verder en verder wegbeweeg van God af. Hulle het op so 'n syspoor begin raak, so hulle met nietighede opgehou, dat daar niks van God meer oor was nie. Dis omtrent soos 'n wiki-walk, dis wanneer jy nou, dis 'n term wat gebruik word, as jy byvoorbeeld op Wikipedia, wat nou op ensiklopedie op die rekenaar is, ingaan, dan kry jy sulke blokkies wat ingekleur is met so 'n handjie, en as jy op hulle kom, kan jy daar ingaan. En baie keer begin 'n mens met 'n edel doel. Ek het nou die dag sommer net bietjie wou kyk na die eerste orkaan in die orkaanseisoen in Amerika, is die orkaan Beryl, en ek wil bietjie daaroor gaan lees, en terwyl ek daar lees, sien ek sommer op 'n plek dat die vliegtuig van die Indiërs wat nou die cricket wêreldbeker T20 gewen het, hulle kon nie opstyg nie weens hierdie orkaan. En ek gaan kyk toe na Indië se nasionale span. Dit is 'n indrukwekkende span. Wil ek gou 'n bietjie daar kyk. Terwyl ek by die span kyk, is daar skielik iets oor hoe dit gekom het Indië begin cricket speel het. En die rede was gewees dat die Britte in die vroeë 1800s hulle geleer het om cricket te speel, want hulle was seerowers gewees wat die Britte se skepe geroof het. En hulle het gehoop op daai manier kan hulle bietjie ophef. En daar gaan lees ek oor seerowers, daar's 'n ding oor seerowers. En terwyl ek oor seerowers lees, sien ek, daar's die eerste seerowers was by die Fenisiese kus. Ons het nou so Sondag of wat teruggepreek, daai kus waar Paulus op is, van Joppe af na Cornelius toe. Dit was Fenisië se kus gewees. En die eerste seerowers was daar gewees. Dit was vir my interessant om dit te weet. En terwyl ek kyk na die seerowers, sê ek, maar die tyd wat hierdie Fenisiërs begin skepe roof het, was net na die bronstydperk. Nou wonder ek, wanneer is die bronstydperk? En ek klik op daai ding en kyk na die bronstydperk. En dit vat dit my na die swaarste stuk brons wat nog ooit opgegrawe is in die geskiedenis, was 'n Homuvu ding van China. Nou ek stel niks in enige van daai goed belang nie. Ek wil van die orkaan Beryl weet. Maar met tyd het ek so van koers afgegaan. En dieselfde het gebeur. Dit het begin met God wat die 10 gebooie gegee het in hulle belang tot hulle voordeel. Maar met tyd het hulle so verstrengel geraak in die wetjies, dat later iemand byvoorbeeld, hy mag nie 'n ding swaarder se vy dra nie, in 'n hofsaak is, omdat hy 'n ding swaarder se vy gedra het, en hy moet verhoor word, en hy moet gevonnis word, en hy ontken dit, en hy kry getuies, en dit is 'n duur hofsaak, en mense is kwaad vir mekaar, en is regters, en is geld, en allerlei goed. En die doel was net gewees, dat jy 'n dag moet hê, waar jy nader aan God kom, waar jy in hom ingroei. So die wese, en dis wat ons begin laat stagneer, as ons wegbeweeg van die oorspronklike doel hoekom die ding gedoen is, en vasvang in hierdie sygoedjies, van goedjies wat jy nie mag doen nie, en mense na mekaar begin kyk, en nie meer na God kyk nie. En dis wat Jesus doen. Hy wil elkeen van ons stop en sê, kom ons kyk na jou en God. Kom ons kyk na hierdie goed wat God met groot moeite gemaak het om jou lewe beter te maak. En omdat ek dit weet, wil ek nie die minimum doen nie, ek wil die beste doen. Hulle het die minimum gedoen.
Hulle sê die wet is so, jy moet wel, jy mag nie egbreek pleeg nie, maar is daar nie 'n manier vir ons uit nie. Ek weet die wet sê ek moet my vader en moeder eer, maar ek het 'n verskoning, my pa het my in die steek gelaat. Ek weet die wet sê jy mag nie die naam van die Here uitelik gebruik nie, maar ek het verskriklik geskrik of verskriklik kwaad geword, ek het 'n rede om dit te doen. Dis wat gebeur. Ons sien wat die wet sê, en dan is dit tot ons voordeel, soek ons nog steeds skuiwergate, en dit doen hulle so min moontlik. En dis vir hulle swaar om so min moontlik te doen. Die wet is 'n las, dis moeilik. Teenoor iemand wat die wet vat, en omdat hy 'n verhouding met God het, en God gelukkig wil maak, doen hy meer as wat die wet sê. Die rol van die wet in die erediens is net een ding. Dis net om ons laat agterkom, ons kan nie aan die wet voldoen nie. Dis te moeilik. Die wet is nie 'n manier hoe ek vingers na ander wys wat moord pleeg en wat nie hulle ouers eer nie en wat mense se goed steel nie. Die wet is vir my, dis 'n lig wat die Here op my lewe aanskakel om vir my te sê, kom ons kyk, hoe lyk dit in jou verhouding met my? En as jy agterkom, en hopelik kom jy agter dat jy die wet nie hou nie, en hopelik is jy in trane en sê, Here, ek is verskriklik jammer. Jy het vir my hierdie vrou gegee, en ek het nie hierdie week vir haar laat besef hoe kosbaar sy vir my is, hoe bevoorreg ek is om haar te ken nie. En ek is verskriklik jammer wat ek gedoen het. Hoe kan ek opmaak? Ek is in die moeilikheid. En dan sê die Here vir my, bring daai sonde wat jy nou, waaroor jy nou huil, hopelik, bring dit na my toe. Ek gaan dit wegneem. Ek laai dit op die kruis. Sien, jy is vry. Jy kan aangaan, jy kan rustig aangaan, jy kan jou vrou gaan verras met iets moois wat jy nie laas week gedoen het nie. En net so die Here se naam uitlik gebruik, sê ek, Here, ek voel verskriklik sleg, want ek het die naam glad nie gebruik nie. Ek het hom 'n paar keer verkeerd gebruik, maar ander kere wat ek moes praat, was ek doodstil gewees. Ek is verskriklik jammer, hoe kan ek regmaak? Jesus sê, nie vir ons mag gaan praat oor my, en hy sê, nee, gee dit vir my, dis 'n reuse sonde wat jy gedoen het. Jy het God in die gesig gevat. En dan gee ek daardie sonde vir hom in trane. En hy vat dit, en hy vergewe my, en hy sê, goed, ek het dit gevat, ek het dit vergewe, en nou kan jy vry gaan. En nou kan jy vry oor my gaan praat. Alles wat gebeur het, is verby. En so vat die Here elkeen van daardie gebooie, en hy loop 'n pad met ons, 'n pad waarin ons sonde sien, dit besef, dit bely en vergewe word. En as ons daar uitstap, is ons nie mense wat volmaak leef en alles reg doen nie, maar ons is dankbare mense wat kreatief is, nuwe inisiatief neem en God op 'n vars manier verheerlik. En mag die Here ons help om dit te verstaan, om verstarring te vermy met ons lewe. Niemand net godsdienstige goed te doen, soos enige van die ander godsdienste doen om die godheid net tevrede te hou nie. Ek sien lus om dit te doen nie, maar ek sal dit maar doen, want dan is hy blykbaar tevrede en sal hy my nie straf nie. Nee, niks van dit nie. Ons doen dit omdat ons dankbaar is. Ons doen dit omdat ons 'n lewende God dien, met wie ons 'n verhouding het, en wie ons 'n pad kan loop. Kom ons bid dat hy ons sal help. Here, dankie dat u hierdie pad met ons loop. Dankie vir u vergifnis. Dankie vir u lewe, vir die nuwe energie. En ons weet dat om die wet so te gehoorsaam onmoontlik is. Dis net te groot. Maar dis nie ons wat dit doen nie. Dis u wat dit doen. En wanneer ons foute maak in die proses om u te verheerlik, dan sien u dit raak en u vergewe ons en u versterk, u verfris weer die verhouding. Dankie dat ons met vreugde kan leef. Mag u verheerlik word deur alles wat ons doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.